Hi almal, dis Kobus, ek hoop dit gaan goed. Jy weet, ek het aanvanklik hierdie YouTube channel begin om siele te wen vir Jesus Christus. Ek het geen ander intensie nie. Ek worry regtig nie oor hoeveel views ek kry en hoeveel mense subscribe en die tipe goed nie. Dit maak nie vir my saak nie. En die meeste van die tyd maak ek video's soos wat die Heilige Gees dit aan my openbaar. En hoe die Heilige Gees vir my woord gee oor sekere dinge wat ek moet oor praat. Ja, ek is glad nie hier om mense te entertain nie. Hierdie is nie 'n entertainment channel nie. Hierdie is 'n channel om vir mense te kan sien dat hoe God 'n gewone ou sy lewe kom verander het. Iemand wat in die wêreld was. En hoe God 'n gewone mens soos ek gebruik, wat nog steeds vol sonde is, maar wat daarna streef om heilig te wees, soos wat Jesus heilig was, en nog steeds is. Dit is absoluut my missie, om siele te wen vir die koninkryk van God. Ek worry nie oor comments en wat mense sê nie. Daar's altyd fariseërs daar buite, wat altyd beter weet, en wat 'n mens sleg sê, ensovoorts. Ek steur my nie daaraan nie, ek steur my nie aan wat mense van my dink nie. Ek worry oor wat God van my dink. En ek staan op vir wat reg is en vir wat regverdig is. Dit wat ander mense nie voor wil opstaan nie, sal ek voor opstaan vir Jesus Christus. Jy weet, niemand loop die pad wat ek loop nie. En daar's tog so baie mense wat altyd so baie het om te sê. Maar agter die skerms is daar soveel dinge wat gebeur wat 99% van die mense nie eens van weet nie. Hulle sien nie die mense wat vrykom van demoniese magte nie. Hulle sien nie die mense wat genees nie, want dis nie elke persoon wat sy getuienis wil gee wanneer God hom vrygemaak het nie. Hulle sien nie die mense van kanker wat genees nie. En so kan ek aangaan. Elke dag is vir my 'n dag waar ek uitgaan, mense by die werk aflaai, en waar ek gaan sit, en waar mense my bel, waar ek so ver as in Amerika en in Engeland, deur die genade van God, waar ek vir mense bid, en waar mense aangeraak word, waar mense Jesus aanneem, waar mense vrykom van siektes en demoniese magte en van kwale. Dis absoluut my passie geword om siele te wen vir die koninkryk van God. En al raak ek net een persoon aan, is dit fyn met my. Al is daar net 2 mense wat na my video's kyk en hulle lewens word verander. Dis goed, want ek 'n verskil gemaak. Jy weet, ek wil dit baie duidelik stel, dat wanneer ek gaan om te bedien en mense my uitnooi, ek vra nie geld nie. Het gaan nie vir my oor geld nie. Het gaan vir my oor om siele te wen vir die koninkryk van God, dat mense moet vrykom. Want ons volk gaan ten gronde weens 'n gebrek van kennis. Daar is so baie in die geestelike riem wat die mense nie verstaan nie. En ek ook nog, ek leer elke dag. Elke dag openbaar die Heilige Gees sekere dinge aan my. En as dit so is, as ek gaan bedien en mense het 'n love offering en hulle wil uit hulle harte na my toe saai, sal ek nie die blessing van hulle wegvat nie. Maar my bediening is uit en uit om siele te wen vir die koninkryk van Jesus Christus, dat mense kan vrykom. My bediening gaan nie oor geld nie. Ek weet en ek vertrou, en daar is mense wat na my toe saai. Maar ek vra nie geld vir 'n gebed nie. As mense my bel, ek vra nie geld nie.
Ek weet daar is wel mense wat dit doen. Daar's wel mense wat 'n mens nooi waar mens ver moet gaan bedien en as hulle bereid om vliegtuigkaartjies ensovoorts te betaal. Maar vir die werk wat Jesus Christus vir my op my hart gelê het, sal ek nie geld voor vra nie. Die pad wat ek stap saam met Jesus Christus is elke dag vir my 'n pad van excitement. Dit is vir my wonderlik om te sien hoe mense vrykom. Dit is wonderlik om te sien hoe ek vir 'n persoon in Amerika bid en hoe God daardie persoon aanraak. Dit is vir my wonderlik om te sien hoe mense vrykom van hierdie dinge van die wêreld. Daar's nie 'n groter satisfaksie as dit, as om te kan sien hoe die krag van God werk nie. En dit is so jammer om te weet dat daar is soveel baie mense wat dit nog nooit ervaar het nie. En wat dit ook nie wil ervaar nie. Ek wil hê mense moet verstaan dat God 'n gewone persoon soos ek en jy gebruik tot die eer van sy naam. Gaan uit, soek God met alles wat in jou hart is. Soek hom. Doen alles wat jy moet. Groei in die gees. Bly by God se voete. Wees nederig. Wees opreg. Staan op vir ons koning Jesus Christus. God gaan jou hele lewe verander. Beloof jou dit. Moenie 'n halfpad opgee nie. Hou vas aan sy soem. Hy is die enigste verlosser, Jesus Christus, en die saligmaker. En ek wil afsluit deur die volgende te sê. Die signs and die wonders van Markus 16 vers 17 gebeur nog steeds vandag. Ek sien dit elke dag. Ek sien daai wonderwerke. En dis hoekom ek hierdie verantwoordelikheid, hierdie missie wat God vir my gegee het, is kom ek voluit gaan. Want as hy iemand wat so sleg was soos ek kon gebruik en wat nog steeds foute het, hoeveel te meer nie vir julle nie. Wees bruikbaar. Nader tot God en hy sal tot jou nader. En wanneer jy die eerste keer vir daardie persoon bid wat siek is en jy om dalk net aanraak met jou hand of wat ook al en hy genees, sal jy in jou lewe nooit ooit weer dieselfde wees nie. Gaan soek God met alles wat in jou hart is. Daar's so baie mense wat nie eers weet wat sy destiny en sy purpose is nie. Daar's so baie mense wat profeties is, wat nie eers weet hy die profetiese gawes nie. Daar's so baie mense wat genadegawes gekry het en geestelike gawes, maar wat nie eers weet hulle het dit nie, en nie eers weet hoe om dit te gebruik nie. Gaan bid en gaan vra vir God en hy sal vir jou openbaring bring. Vat dit nou van 'n gewone ou af. Baie seën vir julle en baie sterkte.